Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Die illusie van die vol kerkbank, toeskouers wat die geloof verbysteek. En hierdie is die 8ste episode in die tema Die Kriewelrige Kerk. Stel jou 'n stadion voor wat uit sy nate bars van toeskouers. Die gebrul van die skare is oorverdowend. Die atmosfeer is gelaai met energie en duisende oë is vasgenaal op die veld. Maar as jy jou oë fyner instel, sien jy die tragiese realiteit. Slegs 'n klein handjievol mense is werklik besig om te hardloop, te sweet en te veg vir die oorwinning. Die res, hulle sit onbeweeglik, gemaklik ingepas in hul sitplekke, besig om die skouspel te aanskou. Dit is die pynlike maar akkurate prentjie van die moderne Christelike kerk. 'n Argitektuur van vermaak waar die unieke lewende krag van die gelowige uitbestee is aan 'n professionele elite op die verhoog. Ons het die stowwerige, opofferende pad van radikale disippelskap verruil vir die kunsmatige troos van 'n saggestopte kerkbank. Wanneer ons geestelike lewe uitsluitlik afhang van 'n fisiese gebou, 'n spesifieke tydsgleef op 'n Sondag en 'n dinamiese spreker, is ons nie meer besig om die koninkryk van God te bou nie. Ons is bloot besig om 'n institusie in stand te hou. Die kragtige, ongemaklike vraag wat ons vandag moet konfronteer, sny diep. As die strukture môre in duie stort en die geboue verdwyn, sal jou geloof staande bly? Of sal dit saam met die bakstene en die sement verkrummel? Die sleutelvers vir vandag kom uit Efesiërs 4 vers 11 tot 12. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Die oordenking vir vandag: die groot verskuiwing van verbruikers na navolgers. Die geskiedenis bied aan ons 'n ryk en ontstellende les oor die veerkragtigheid van die ware kerk van Christus. In sowel Rusland as China het kommunistiese revolusies in die 20ste eeu probeer om die Christelike geloof permanent uit te wis. In Rusland was die kerk egter volledig gesentreer rondom massiewe historiese kathedrale en 'n hoogs formele professionele priesterdom. Toe die regime hierdie geboue sluit en die leiers verwyder, het die kerk grootliks saam met die strukture gesterf, bloot omdat die gewone mense op die grond nooit geleer het hoe om selfstandig in hul geloof te groei of te bedien nie. In die skerpste moontlike kontras hiermee staan die ondergrondse kerk in China onder die meedoenlose vervolging van Mao Zedong. In plaas daarvan om te kwyn, het die Chinese kerk fenomenaal gegroei van 'n geskatte 2 miljoen tot meer as 80 miljoen gelowiges. Sonder die luksheid van formele kerkgeboue of 'n sigbare sentrale leierskap, het die gewone Christene presies geweet wie hulle in Christus is. Hulle het geweet hoe om mekaar te versorg, hoe om die skrif te hanteer en hoe om nuwe gelowiges te begelei. Hulle geloof was nie gekoppel aan 'n eksterne organisasie nie, maar ingeweef in die materiaal van hul daaglikse lewens. Hierdie historiese spieël dwing ons om 'n diep teologiese ondersoek na ons eie kerkkultuur te doen. Is ons tans besig om soos Rusland of China te funksioneer? Die pynlike waarheid is dat die moderne westerse model die liggaam van Christus kunsmatig verdeel het in professionele geestelikes en passiewe leuke. Onder hierdie stelsel wat nie volgens die woord gebaseer is nie, word daar om gerieflikheidsonthaalwe van die leraars verwag om al die geestelike swaarwerk te doen. Evangelisasie, lering en omgee. Terwyl daar van die lidmate slegs verwag word om op te daag, die vertoning te geniet en die bediening finansiëel te subsidieer.
Dit bring ons by die welbekende, tog gepaste vergelyking van die rugbywedstryd wat ek vroeër genoem het. 30 spelers op die veld wat dringend 'n ruskans nodig het, terwyl 100,000 toeskouers in die gehoor sit wat dringend 'n bietjie oefening nodig het. Ons het as verbruikers van die evangelie lui geword. Ons gaan plusgetrou deur die weeklikse bewegings, sit ons geld in die bordjie en mits ons geïnspireer, uitgedaag of emosioneel aangeraak voel, sus ons gewete dat ons Christelike plig nagekom het. Die enigste uitgaan waarin ons werklik na die diens belangstel, is die pad na die naaste restaurant vir middagete. As gevolg van hierdie diep gewortelde passiwiteit, het die gemiddelde Christen vandag geen werklike verwysingsraamwerk meer vir wat dit beteken om self iemand te disipel nie. Ons het so afhanklik geword van organisasie se steierwerk, dat ons as individuele gelowiges swak, broos en geestelik moeg geword het. As die Sondag verhoog en die preekskedule weggeneem sou word, sou die oorgrootste meerderheid van ons mense geestelik honger ly, bloot omdat hulle enigste blootstelling aan die woord van God, dit is wat een keer 'n week vanaf 'n kansel aan hulle gevoer word. Om hierdie patroon van verval te breek, moet die kerk doelbewus en radikaal die lyne tussen geestelikes en lidmate begin vervaag. Ons moet wegbeweeg van die dodelike kom en kyk mentaliteit wat ons bywoning valslik gelykstel aan toewyding. Ware disipelskap kan nooit vervang word deur teoretiese klasse of bloot die administrasie van klein groep netwerke nie. Dit vereis autentieke, opofferende gemeenskap waar gelowiges mekaar se lewens slyp. As die manier waarop ons kerk doen nie nou verander nie, sal ons oor 20 jaar steeds dieselfde vrugtelose debatte voer, terwyl die wêreld rondom ons aan honger te sterf. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die tyd van toeskouer wees is amptelik verby. God het jou nie geroep, vrygekoop en met sy gees gevul, sodat jy bloot 'n passiewe verbruiker van godsdienstige kommoditeite moet wees nie. Jou geloof is nooit ontwerp om op 'n Sondagoggend in 'n kerkbank te begin en te eindig nie. As jy werklik transformasie in jou eie lewe en in jou gemeenskap wil sien, moet jy die radikale skuif maak vanaf die verhoor as 'n toeskouer na die stof van die speelveld waar die koninkryk van God aktief gebou word. Hierdie skuif begin nie met 'n groot formele kerklike program nie. Dit begin in die intimiteit van jou daaglikse roetine. Maak self die woord van God oop met die verwagting dat die Heilige Gees jou direk sal leer en hou op om uitsluitlik op die teologiese insigte van jou leraar te leef. Kyk dan met nuwe geestelike oë na jou onmiddellike omgewing, jou gesin, jou werksplek, jou vriendekring en jou bure. Ergens in jou dampkring is daar iemand wat herstel, leiding of bloot 'n voorbeeld van 'n egte Christus lewe nodig het. Breek die leuns wat sê jy is nie gekwalifiseerd nie. Jy het nie 'n teologiese graad nodig om te deel wat Christus reeds vir jou gedoen het nie. Disipelskap is uiteindelik niks anders nie as om jou lewe doelbewus met iemand anders te deel en hulle te wys hoe om in die voetspore van die meester te loop. Wanneer jy die fokus van jouself skuif en begin belê in die geestelike oorwinning van 'n ander persoon, sal jy agterkom hoe jou eie kriewelrigheid en geestelike lomerigheid soos mis voor die son verdwyn. Die kerk het nie meer mense nodig wat die vertoning beoordeel nie. Dit het disippels nodig wat bereid is om hand aan die ploeg te slaan. Stap vandag nog oor daardie kunsmatige lyn en neem jou regmatige plek as 'n aktiewe priester in God se koninkryk in. Kom ons bid saam. Here, ek bely vandag dat ek so dikwels in die struik van geestelike passiwiteit getrap het. Ek was tevrede met die gerief van die toeskouerbanke en het my verantwoordelikheid om u koninkryk te bou
om gerieflikheidsonthaalwe op die skouers van professionele leiers afgeskuif. Vergewe my waar ek bloot 'n verbruiker van u genade was, sonder om 'n kanaal daarvan te wees. Maak my gees vandag wakker met 'n heilige onrus en 'n nuwe passie vir u groot opdrag. Stroop my van my volslae afhanklikheid van geboue, programme en die stemme van mense en herinner my daaraan dat u gees kragtig binne in my woon. Gee my die vrymoedigheid, die oë en die wysheid om doelbewus in die lewens van die mense rondom my te begin belê, sodat ek nie net self 'n disipel sal wees nie, maar aktief ander sal help om u te volg. Laat my lewe 'n transformerende getuienis wees wat nie beperk is tot die mure van 'n kerkgebou nie, maar tasbaar word in my daaglikse handel en wandel. Mag ons as u liggaam opstaan uit ons lomerigheid, die kunsmatige skeidingsgebiede afbreek en die krag van 'n autentieke lewende gemeenskap herontdek. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëindiging van die wêreld. Hierdie gedeelte vorm die absolute ononderhandelbare mandaat van die kerk en sluit perfek aan by die kern van hierdie oordeenking, omdat dit wys dat Jesus nie 'n institusie gestig het om bygewoon te word nie, maar 'n beweging wat moet uitgaan. Die opdrag om disippels te maak en mense te leer om alles te onderhou, is direk aan elke enkele gelowige gegee, nie net aan 'n geselekteerde groep professionele amptenare nie. Dit herinner ons daaraan dat ons eers waarlik die intieme, bonatuurlike teenwoordigheid van Jesus ervaar wanneer ons aktief besig is om sy opdrag buite die gemaksone van ons kerkgeboue uit te voer. Die volgende vers kom uit Jakobus 1 vers 22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Hierdie skrifgedeelte sny reg deur die gevaarlike selfbedrog wat deur 'n moderne verbruikerskerk kultuur gekweek word. Jakobus waarsku ons dat om bloot week na preke te luister, notas te maak en geïnspireerd te voel, absoluut betekenloos is as dit nie oorgaan in praktiese gehoorsaamheid en lewenstransformasie. Dit skakel direk met die oordeenking se kritiek teen die kom en kyk mentaliteit. Geloof sonder aktiewe uitvoering is 'n illusie wat ons geestelik swak en kragteloos laat. En die enigste teengif is om aktiewe daders van die woord te word. En dan die laaste vers kom uit 1 Petrus 2 vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Petrus vernietig in hierdie enkele vers die kunsmatige, onbybelse skeiding tussen die sogenaamde geestelikes en leuke, deur te verklaar dat die hele liggaam van Christus kollektief 'n koninklike priesterdom is. Jy is nie bloot 'n toeskouer wat na 'n heilige vertoning kyk nie. As gelowige is jy deur God self gekies en toegerus om as sy priester op te tree waar jy ook al gaan. Dit verduidelik die hart van die oordeenking deur te toon dat elke Christen die goddelike mandaat en die verantwoordelikheid het om die kragtige dade van God in die alledaagse lewe te verkondig en uit te leef. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën
Ons gesels weer tot volgende keer. Shalom, shalom.